Jy mag dalk dink dat omdat jy jonk is, jy nog baie kansse gaan hê in die toekoms. Dat daar nog baie geleenthede gaan wees om hierdie genade deur te gaan. Maar selfs al lewe jy baie lank en hoeveel jare, gaan die dag kom wat dit jou laaste dag gaan wees. En as daardie dag aanbreek, mag dit dalk vir ewig te laat wees om te kies. Ek kry net op tyd om ons saak met die reg te maak. En ek bedoel, jy sal daar nog lewe. Ek weet, dit is nog jongs en gesond, maar dit vat my terug na die dag toe my vriendin gesterf het. Sy was 2 jaar oud as ek. En dit was verby. In 'n oomblik is sy nie meer hier nie. Ons is harte vir jou, asseblief. Kom saam. Nou ja, hierdie is net alles wat ons wil. Net my wat gebeur. Daarom, kyk ons nog lank op ons lewe geniet. Hier zijn alle stories van wat is saak van jare dag die kan in een plek staan. Dit is oude mensen. Mijn ouders zeggen altijd voor mij, ja maar, sê om die saak van jare dag maak en alles maar. Ek is jong, ek wil my lewe geniet. Ek sê dat, soos julle is ook jong, probeer nie om julle lewe geniet. Ek bedoel, wat nog baie kom van daar. Wat sê? Ja, nou ja, sien, dit is 'n realiteit en dit is seker van toepassing op ons iewers, maar sê nie nou nie, hoekom is so gesê, so jong, gesond, ons moet die lewe nog geniet. Wat is die ergste wat kan gebeur binnekort? En Rosel, jy is so stil vanavond. Wat sê jy van die stil? Ons is saam. En jy, Kevin, Rizal, ek moet nie dink die hele lewe lê voor jou nie. Onthou net nie, ons sterf op verskillende agtergrond. As die Here terug gepraat het, Heilige Gees het met my kom praat. Jesus pleit by ons, asseblief, moenie net wegstap nie. Daar's nie tyd nie. Ons span die spiere. Dis nie nou tyd vir grappies nie, Daniel. Asseblief. Nadia, gaan jy maar. Nog baie. Ja, as jy tyd, kom ons gaan die dan kom ons maar gou toe. Luister hier so. Ek kan nie. Dankie dat jy vir my kom wys, dit lyk my hart, die sonde in my lewe. Dankie dat jy byvoorbeeld gedryf soos my vriendin, om my te kom waarsku. En hierdie preken, die Heilige Gees het my kom oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Dankie, ek kom na U, 'n vrou sondaar. Vergewe my asseblief. Was my skoon, met kosbare bloed van U seun, verander my lewe. Help my om volgens U wil en U weet te wandel. Asseblief Jesus, ek neem U alles my verlossing swaar maak en neem my asseblief aan as U kind. Dankie Here. Ek gee myself oor aan U. In Jesus se naam. Amen. En hy dring aan en hy gooi klippies aan jou hartse venster. Om aan te dring en te hoor, wil jy nie graag hierdie genade deurgaan terwyl hy nog oop staan nie.
Maar hoe lang dink jy gaan die genade deur nog vir jou oop staan, jong man? Jong meisie? Dink jy gaan vir ewig oop staan? Daar gaan 'n tyd kom waar die genade van die Here vir jou gaan uithardloop as jy bly jou hart verhard in die Here Jesus Christus. Hy staan nog wyd oop, maar as die kans verbyloop, gaan dit vir ewig te laat wees. Hoe gaan dit vandag met jou? Ja, kom ons toe wys toe. Hoe was Sondagskool gewees, Jabri? Mama, ons het toe geëet vir die verjaar. Nou jy moet geluk gewees. Ja, mama. Ek is bly met skat. Nou sê vir my, Jabri, hoe was Sondagskool gewees? Mama, ek het my hartjie vir liewe Jesus gegee. Jou hartjie vir liewe Jesus gegee? Wat bedoel jy? Mama, ek het vir liewe Jesus gevra om my te vergewe en om my sy kind te maak. Ja, seker. Mama, wanneer het mama vir liewe Jesus gevra? Wanneer het liewe Jesus in mama se hartjie ingekom? Mama se hartjie vir iemand gegee. Nee, weet jy wat, Jabri? My hartjie behoort aan papa. Mama is baie lief vir hierdie mens. Mama is 'n baie goeie mens. Mama doen nie verkeerde goed nie. Mama steel nie. Mama vloek nie. En mama lees elke dag die Bybel. Ja, Shadri, maar mama se lewe is 'n baie goeie lewe. Mama se lewe is goed soos dit is. En weet jy wat, Shadri? As jy so baie vra van mamma vra, dan laat jy mamma twyfel. En mamma wil nie twyfel nie, want mamma is 'n goeie mens. So jy kan nie vir my sê ek my hart vir Jesus gee nie, want mamma is 'n goeie mens. Mamma gaan eendag hemel toe gaan. Shadri, weet jy wat, nie? Mama moet nou gaan kos maak, nou staan jy hier en stryn met my. Shadri, weet jy wat, nie? Mama se lewe is goed en mama is baie lief vir jou ook. Maar gaan los hierdie, gaan sit daarso, los hierdie nonsens van jou terwyl mamma gaan kos maak en kry jou kop weer. Mama is lief vir jou. Mama is 'n goeie mens. Mama is 'n baie goeie mens. Mama het selfs vir jou geleer om Bybel te lees. Gaan sit daarso en mamma gaan jou kos maak. Dat jy maagie kan val. Baie mense dink maar, hoe lank kan 'n mens lewe? Wat is die gemiddelde leeftyd van my as mens op aarde? Kan dit so vroeg wees dat ek die ewigheid sal in die oë staan? Maar wat as dit sou kortliks gebeur? Wat as dit vanaand sou gebeur en jy moet die Here in die oë staan, die een wat vir jou lief gehad het? Wat gaan jy vir hom sê om die hemel te kan beerwe? Dink jy gaan waarlik en sê, maar ek was 'n goeie mens gewees? Here, ek het kerk toe gegaan. Here, in U naam het ek baie goeie dinge gedoen. Vriende, in Matteus 7 lees ons van baie mense wat gaan in die Here se naam baie goeie dinge doen. En dan sê die Here vir hulle, gaan weg van my af. Ek het jou nooit geken nie. See that cross? Yeah, it's beautiful, isn't it? You know what? When I see the cross, it reminds me of that day when I gave my life to Jesus. That day when I placed my trust in Him completely to save me and set me free. Since that day, I've never been the same. How did you come to the Lord? What do you mean, how did I come to the Lord?
our good works. Our good works cannot save us. We need to come to the Lord Jesus Christ to save us. Do you understand? Nita, are you telling me that I'm not saved? And that all my good works mean nothing? You know what? It actually is not me saying that. That's what God says. He says that our best works are as filthy rags in God's sight. Jesus Christ, He is the only one that can cleanse you from your sin. He is the only one. Why don't you put your trust in Him? He's the one that can save you. He can give you that assurance that you know that you are a child of God. It's Jesus Christ alone. You see the cross? Jesus. He's the only way. Not our good works. So you're telling me that if I pray, that God will forgive me, that I'll be able to go to heaven? Yes, that's what the Bible teaches us. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Jesus came into Jerusalem and preached the gospel. He said, repent and believe the gospel. You have to turn away from your sin and place your trust in Jesus Christ. Don't you want to do that today? My good works mean absolutely nothing. Nita, could you pray with me, please? Sure. Let's pray. Lord, now I understand that no matter what I do, I can't go to heaven unless I ask you for forgiveness. Please forgive me. In Jesus' name, make me your child. Amen. Amen. Hallelujah. Kom ek illustreer dit so. Vir elkeen van ons gaan die Here miskien twee erre wees. Eerstens is hy vanaand nog vir ons 'n redder. Terwyl die genade deur nog oop staan, sal hy steek hy sy hand van genade vir ons elkeen uit en kan hy vir ons verskyn as 'n redder, selfs vanaand. Hy het ons ontsaglik baie lief en sy reddende genade sê Titus het aan elke mens verskyn en weet jy, daai vers is waar vir vanaand. Die reddende genade van Christus verskyn aan u vanaand. Maar as ons hom bly verwerp en bly die naam van die Here wegstoot, gaan die tweede erge realiteit word, want eendag gaan ons in die gesig van 'n regter staan. En as ons in kontak kom met die regter wat genoem word God, en ons gaan kyk in sy regverdige oë en hy gaan vir ons sê, gaan weg van my af. Vriende, daar is niks wat ons kan doen om die ewigheid te beerwe in die hemel. Sy reg is om ons hel toe te stuur as ons met ons sonde sou aangaan. Maar die redder is vanaand nog hier. Hy steek sy hand uit en hy sê, kom na my toe almal wat bemoeid en belas is en ek sal vir julle rus gee. Louis, Gervais, waar is jy hier die huis? Nou, mens so hard praat so vroeg in die middag nie. Waar kom jy nou vandaan? Kalmeer. Ek is moe van met jou stry oor hierdie saak. Ja, ek ook. Ek lyk ons laat in hierdie huis gekom. Nee, was nie 'n kwessie van hoe laat nie, was hoe vroeg en ek in die huis gekom. Ja, nee, kyk, ek is duidelik bewus van hoe laat jy in hierdie huis gekom het. Dit was presies 4 uur vanoggend toe jy jou motor in my roostuintjie in parkeer het. Jy weet, nee, ek het gewonder wie die voordeur geskuif het gisteraan. Gister se diens in die kerk het regtig tot my hart gespreek en ek dink dit is tyd dat ons onsself bekeer. Ek is moe van hierdie goddelose lewens wat ons mee besig is. Elke naweek dieselfde ding oor en oor en oor en dan moet ek na die naweek vaskyk in 'n gesig soos dit. Ek dink dit is belangrik dat ons terugkeer, dat ons keer na die Here Jesus toe. Die dominee Christus sê die prys wat aan die kruis vir ons sondes betaal het. En nou terwyl die genade weer nog oop staan, dink ek moet ons daardie keuse maak. Terwyl ons nog sy stem hoor, my man. Hoorie, jy sê jy kom van jou kop af. Kyk, dink jy regtig vir een oomblik dat die Here vir my en jou vergewe? Ek meen, ons rook en suip en gaan verkeer, daar's nie 'n sonde en die 10 gebooie wat ek en jy nog nie gedoen
gedoen het nie. Ons het eenvoudig te veel sonde gedoen. Dit is nou maar net so. Die Here kan ons nie red nie. En al kon die Here ons red, hy sal ons nooit kon gebruik. Dit is nie waar nie. Dit is nie wat die dominee gister gesê het uit die woord van God uit nie. Hy het gesê dat die Here Jesus het reeds gekom vir sondaars soos ek en jy, my man. En dat ons moet daardie keuse maak, ons moet onsself bekeer en die Here Jesus, hy is getrou en regverdig en hy sal ons dan vergewe van al ons sonde. Vrouens, ek het nog genoeg gehoor. Ek is moe vir die onderwerp. O, jy weet wat? Ek het vir Jan gesê, ek kry hom 'n sekere tyd by die Public Grill. Kyk, ek kan sien, jy's 'n bietjie deur mekaar en so, kom saam met ons. Kom saam met ons en ons gaan iets bestel en ons gaan 'n bietjie verder oor hierdie saak praat en nadrink. Ek is ernstig, ek het nie gehoor wat ek vir jou gesê het nie. Ek kan nie eers slaap in die dag of in die nag soos wat my gewete my aankla nie. Ek kan nie meer so aangaan nie, my siel smag na vergifnis, na vrede, na rus. En jy hoor jy om na die Public Grill toe te gaan. Kom en maak hierdie keuse saam met my man, asseblief, ek pleit by jou. Vrouens, jy is onmoontlik. Jy vat hierdie kerkbesigheid 'n bietjie te ernstig, of baie te ernstig, en dit gaan nie werk nie. Jy sal sien, dit gaan nie werk nie. Oor 2 weke gaan jy weer jou ou self. Louis, bereken die koste. Dit kan ook vir ewig te laat wees. Here Jesus Christus, vandag kom ek na U toe en ek wil U kom vra om my te kom red. My sonde is so baie, U ken my groot sonde las wat ek besig is om te dra en Here, ek kan dit nie meer dra nie, maar dankie dat U vir my ook aan die kruis gesterf het, Here Jesus, en ek bid dat U nou my hart sal kom reinig en dat U my U kind sal kom maak, Here. Dat U vir my sal help om volkome vir U te leef. Here, ek bid dat U ook waar die man van my en sy siel sal red, vir sterf. In Jesus se naam. Wêreldse plesier, vermaak, vriende. Dit is die rede hoekom jy nog daai keuse kon maak. Jy is nie bereid om dit prys te gee. Die ergste is dat nie net gaan jy die ewigheid in die hel kan spandeer as gevolg van die tekort aan hierdie keuse nie. Maar ook is jy besig om jou leemte te probeer vul met alles wat nie daar hoort nie. Ek illustreer dit deur 'n stukkie puzzle. Jy sien, jy kan 'n hele puzzle klaarbou, maar as een stukkie weg is, daar's nie 'n manier hoe jy enigiets anders daar gaan indruk wat gaan pas nie. Daar's net een stukkie puzzle wat daar gaan inpas. En jy kan dalk daai leemte, die leemte van vrees, die leemte van genot soek en van vrede in jou hart soek, kan jy nog probeer vul met 'n mooi meisie, jong man. Jy kan dit probeer vul met al die drank in die wêreld, met sigarette, met vriende, maar dit gaan elke keer uitval, want dit is nie daarvoor bedoel nie. Daar's een stukkie puzzle wat daar gaan pas. Die Jesus sê ek is die een. En hy lees in Jesaja 1:18, kom nou laat ons die saak uitmaak, sê die Here, al was jou sonde soos skarlake, dit sal wit word soos sneeu, al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. Die Here sê nie moet uitstel. Hy sê kom nou. Moenie uitstel nie, môre kan te laat wees. Toe. Jan, die man het gestem in 'n half. Hy het ure gepraat. Luister, ek het 'n idee. Kom ek het net gekry iets kouds om te drink. Louis mag daar wees, daai mag daar wees, jy mag daar wees. Kom, ek weet nie ou, dit bly dom nie. Ek verstaan jou nie like nie. Ek meen, dit bly dom nie nou vir my gesê het in daai kerk, daar's ek weet nie ou, dit het my nogal geplaas en nou wil jy nou net nie uitloop en
En nou weer terug en na die drink en goed uitgepaard van vriende en die plesier en die dinge wat ons kan weghou van die Here Jesus af. Dan kom ons net hier uit so 'n boodskap uit en jy wil klop terug en ek weet nie, ou, dit vir die dominee daar vir my gesê, dit het my gevra. Kom maar, hy sê elke Sondag sê hy dieselfde storie, net Maar vandag plan het my op aan nie. Nee, ek kan nie weer doen. Asseblief, praat tog met die man. Ja. Swak. Dit lyk my nee, ek sê dit ek moet sê jy luister nogal vir my die kerk nie. Wat het die dominee gesê? Alle baadjies. Gaan nou heeltemal uit. Maar luister, soos hy sê, dit was 'n super ambience en ek meen, ek dink ons moet net soos iets kry om net oor dit te kom. So, kom ons. Jy weet ek ken dat. Ekskuus maar ja. Van volgende. Dis dit. Maar luister, jy's ernstig en besig om dit ernstig op te neem. Luister, volgende Sondag, ons kan weer aan ons. Elke week het 'n Sondag, okay? As jy happy maak, sal weer dan sê. Maar jy het nou presies dieselfde as by dominee ons teen gewaarsku. Hy het gewaarsku teen ons moenie uitstel nie. Ons moenie die kans wat ons het dat ons aankyk. En nou wil jy net vir ek moet nou weer uitstel na volgende Sondag toe. En dan die Sondag daarna is dan weer die Sondag daarna. En dan die Sondag daarna is dit ja, die Sondag daarna. Okay, luister, ek dink die deel van dis van God is liefde. Dink nie as dit al heel op self geniet nie. Dit is punt. Hier wil ek baie toe. Jy ken my. Ek weet waar waar die parties is, daar waar die chicks is, daar waar die snappies is. Ek meen daar's ek. Maar jy weet. Maar ek wil die dominee onder vir my net klaar my en ek ken nie die Bybel nie. Ek weet nie wat die Here van my verwag nie. Hoe moet ek nou weet hoe die Here leef? Ek moet my lewe verniet of nie? Ek het nie al antwoorde nie. Al wat ek weet is dit pla my. Dit pla jou. Jy moet vir my 'n bietjie in mekaar. Okay? Kom ek sê net vir jou. Kom ek help jou bietjie hierso, okay? Jy kan vandag kies. Okay? Jy kan luister wat die dominee vir jou probeer vertel en jy kan daai rigting stap, okay? As jy die Here wil hê, by all means gaan voor. Maar ek gaan nie saam met jou kom nie. Okay, ek gaan nie daai ding doen. Weet jy, moet nou nie hier met my kom staan en praat as jy die enigste puzzelstukkie in die wêreld is nie. Okay. Daar's baie ander puzzelstukkies. Okay. Hierdie puzzelstukkie se naam is 'n tattoo op jou arm. Dis 'n tattoo op my arm, nie 'n ring aan jou vinger nie. Jy kan nou kies, okay? Dis of die Here of dis ek. En kom ons sê net vir jou, ek kan vir baie goeie dinge met hulle. Ek weet nie wat die Here vir jou doen nie. Maar jy kan nie altyd van ons kry nie, okay? So as jy die Here wil hê, dan verloor jy my vandag. In fact, weet jy wat? Jy is te emotional vir my. Ek is vir jou. Maar ja, luister, ek wag vir jou buite. As jy wil kom, ek wag, maar gaan nie langer as 5 minute wag hier. Jy sal nie spyt wees nie. Nee, kom. Nee, maar dit wil ek doen net vir my sê, dit pla my reg. Weet ek moet my lewe meer reg maak. Maar miskien is dit die enigste pad wat ek kan werk. Miskien is daar niemand anders. Hoe kan ek vir haar doen? Mense sal net gaan ek nie sal praat. Maar nee. Ek weet julle bly kwaad, ek gaan my saam met hom bring. So boy. Ek sal môre, ek beloof, ek sal môre my saak net nog een kuier, net nog een aand. Ek beloof, ek gaan nie werk nie, ek beloof, net een aand. Dit is nou wag! In middernag was daar 'n geroep. Daar kom die bruidegom, gaan uit
Was jy al by die kruis verstaag die duiwel met sy meesterplan om die weg van die kruis af te hou. En as daar die genade deur dalk nou of vanaand deur die nag of môre toe gaan, wat dan? Kom ons net die oor en sit dit vir ons af.